A real man is a true man. A real woman is a true woman. And I cannot be a true woman except in obedience to Christ. You can't be a real man except in obedience to Christ. This is such an important question. I mean, it is such a rich question, and it's really one I've struggled with. I can't really talk about this question without, you could just sort of picture me just kicking against the wall of it, because it did not rest easily on me. I was raised to be a feminist. And one of the things that I did was I went back to Genesis. It's amazing how many things take us back to Genesis. And I thought, well, you know what? If Adam's headship came after the fall, then we've got a problem. And that I can continue on with my position that complementarity is dangerous. But if submission came before the fall, then it's a good thing. God said everything was good. I've talked with my husband about it, my pastor, the head of my seminary, and I am thinking through some of the passages of scripture about this. I actually don't think it comes down to one or two scriptures for me. I affirm everything that Paul teaches about women, and I affirm it, and I think it's good. Language does create reality. At the end, it opens up new ways of thinking about God, and it opens up wonderful conversation and discussions of her character. Here, wat ons moeder is, en wat ons vader is, ons buig laag voor U vanaand. Kom tot rus by God, jou skepper, jou vader, jou moeder God. Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Ek kan dink hoe sukkel mense wat nie teoloë is nie. What I hoped, and every year I hope that students understand that gender is constructed, stereotypes that's sort of perpetuated in the media and through popular culture. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende. Jy is so welkom om aan te sluit en te stuur vir vriende en familie en pastore, predikante, ouderlinge, diakens en kerke wat jy weet wat bemoedig kan word, wat opgeroep kan word om getrou te wees aan Jesus Christus en sy onfeilbare woord. Vriende, ons het reeds 2 video's in die verlede gemaak oor, is dit Bybels vir vroue om ouderlinge en predikante te word, en ons het 'n klomp kommentaar gekry, mense wat elke nou en dan vir ons vra, wanneer doen julle deel 3 in die reeks? En vandag dink ek is die dag wat ons nou die geleentheid het om 'n klompie nuwe materiaal by te voeg vir jou om 'n ingeligte keuse in hierdie saak te maak. So laat ek, voordat ek inspring vandag, eers vir jou sê, wat is die uiteinde van vandag se program? En dit is waarby ons gaan uitkom. En dit is die normatiewe gesag van die woord van God, glo ek, word gerelativeer wanneer ons vroue toelaat om ouderling en predikant in die Nuwe Testamentiese kerk te word. Die normatiewe gesag van die woord van God word gerelativeer en aangetas en 'n nuwe lens word geskep wat die skrif uiteindelik relativeer. Nou, laat ek net weer 'n paar kwalifikasies ook gee en gou-gou vir jou sê, wat gaan ons vandag doen? Ons gaan 3 segmente hê. Die eerste deel gaan ek teruggaan na die algemene synode van die NG Kerk. Ek gaan bietjie teruggaan, verder terug, ook in 86 en dan 90, om dit bietjie te belig. Net 'n kwalifikasie oor dit. Ander kerke is by dieselfde plek gewees. Dis nie net die NG Kerk nie, die hervormers het dit voor die NG Kerk goedgekeur. Daar's Pinkster charismatiese kerke wat dit ook ingebring het. So dis nie net 'n NG probleem. Dis die eerste deel. Die eerste deel gaan ons na hierdie synodale verslae in bietjie meer detail kyk en dit bespreek. Dis deel 1. Deel 2 gaan ek infokus op doktorale proefskrifte. Besonder interessante PhD's wat vroue teoloog gedoen het, waar hulle die implikasies van hierdie nuwe besluit belig en praat van 'n nuwe postmoderne lens waardeur jy die skrif kan lees. En dan derde gaan ek na van hierdie videogrepe kyk aan die einde, wat ek bietjie in 'n gesprek en dialoog gaan bietjie toelichting gee vir jou, om jou
bietjie 'n perspektief te gee wat miskien bietjie anderster lyk as wat ons hier het. En binne in daardie derde bespreking sal ons dan ook die verdere implikasies van, eintlik praat ons hier van 'n radikale nuwe soort godsdiens wat saam met hierdie feminisme ingekom het. En aan die einde, soos altyd, sluit ons af met goeie nuus waar ek 'n paar dames teoloë bietjie gaan vir jou materiaal gee wat jy kan gaan verder lees in hierdie hele gesprek. Nou goed, so kom ons begin met 'n verslag wat voor die Algemene Sinode van 1986 gedien het. En hierdie verslag, waaruit ek nou gaan lees, het geargumenteer dat die Here vir man en vrou verskillende rolle gegee het, gelykwaardig voor God, maar verskillende gawes en rolle in die kerk. So ek gaan 'n gedeelte daarvan gou bietjie met ons bespreek en toelig. Nou, hier praat hulle oor die skrifgegewens en begin dan in die Ou Testament. Hier begin hulle soos volg. As gesagsdraers en hoof van die huishouding, het die Joodse patriarg by die beoefening van die godsdiens van selfsprekend die leiding geneem. Nou, ek wil vir ons een goeie voorbeeld hiervan gee. Kyk saam met my na Exodus 12. Onthou julle die laaste plaag in Egipte? Die voorskrifte wat die Here vir Moses gegee het vir die volk. Onthou julle, dit was die laaste plaag waar die Pasga ingestel was. En hulle moes mos 'n perfekte lammetjie voorberei en die bloed aan die deurkusyne sit. Die huis moes skoongemaak word. Hulle moes hulle skoene aan hulle voete sit. Wat het daar gebeur? Daar het die pa verantwoordelikheid aanvaar en die bloed aan die deurkusyn gesmeer. Hy was die geestelike leier, die priester van die huis. En wat het dan gebeur as hulle daai maaltyd eet in voorbereiding vir die uittog? Die engel van die Here het verbygegaan en daardie huis was gespaar. So daar's die priesterlike amp, baie belangrik, van baie vroeg vir die man. Daar's 'n geestelike leierskap in die kerk gewees. Nou, bietjie laer af, baie interessant, en dit word altyd in die gesprekke gebruik, Deborah, wat een van die rigters was. Hier sê hulle, Deborah was ook as profetes bekend in Rigters 4. 'n Geestesgawe wat daarbenewens aan vroue soos Miriam en ander ook gegee was. Maar nou is hier 'n baie belangrike ding. As jy Rigters 4 en 5 in konteks lees, wat tel jy op? Deborah mag nie die priesterlike funksie oorgeneem het nie. Sy het nie die offer gebring nie. Sy het ook nie gaan veg met die oorlog nie. As jy dit in konteks gaan lees, is dit baie belangrik. En dan sê hulle hier in die verslag, dit is egter opvallend, dat die Ou Testament nie van priesteresse melding maak nie. Nêrens is daar enige aanduiding dat hulle amptelike priesterlike werk verrig het nie. Julle sal ook onthou, in die vorige video het ons gepraat van C.S. Lewis, wat ook van hierdie priesterlike amp gepraat het. Die amp van priester is uitsluitend vir die man gereserveer gewees. Dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. En hier sê hulle, Jesus Christus het die prinsipiële gelykwaardigheid van die twee geslagte duidelik geleer. En tog het hy die 12 apostels uitgekies en na hom geroep sonder om daarvoor 'n enkele vrou in aanmerking te neem. Lukas 6. Hierdie feit kry meer aksent wanneer 'n plaasvervanger vir Judas Iskariot verkies word. Slegs 2 mans word oorweeg en uit die 2 word Matthias deur die Here aangewys. Hoekom het die Here Jesus net mans gekies? Hoekom het hy nie vrouens ook gekies nie? Dis 'n belangrike punt. En dan bietjie verder af, op die voetspoor van die meester, leer die Nuwe Testament dat alle gelowiges, met name ook man en vrou, as diegene wat in en deur Christus geregverdig is, dieselfde status voor God het. Galasiërs 3 vers 28. Nou, Galasiërs 3 vers 28 glo ek word baie buite konteks misbruik en geherinterpreteer om al die ander tekste wat die man en vrou behou en die rolle wil dekonstrueer. So hierdie teks gaan oor ons redding, ons verlossing. Dit het gegaan oor die besnydenis en ander dinge wat bygebring wil word vir redding. Hier word gesê, gelykwaardig voor God, in redding presies dieselfde voor God. Dit staan nie teenoor die lering van die Ou Testament nie.
Christus het immers in sy eie woorde nie gekom om die wet of profete ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. So in die Ou Testament, die man wat die priesterlike ampt vervul, word nie nou opgehef deur Jesus nie. Hy sê in Matteus ook dat hy het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om die volle betekenis te laat kry. Dit geld ook ten opsigte van die ampt. Wel het die profeet Joël voorspel dat die Here sy gees op alle vlees sal uitgiet, maar die gawe van profesie laat niemand ipso facto vir die besondere ampt kwalifiseer nie. Dit is 'n genadegawe wat die Heilige Gees gee aan wie hy wil, afgesien van die ampt. Nou laat ek net daarop ook sê, so dis belangrik hierdie. Wanneer Paulus praat in 1 Korintiërs 12 oor vroue wat ook kan profeteer, dit is nie die ampt van die leraar wat die woord verkondig nie. Dit is 'n ander rol, wat ook beteken dit beteken nie dat vrouens in alle omstandighede moet stil wees nie, maar wanneer die woordverkondiging en die sakramente bedien word, dan is dit die man wat gesag uitoefen in sy priesterlike rol. Nou sê hulle verder hier, dit is merkwaardig ook dat selfs Maria, die moeder van die Here Jesus, nooit vir die besondere ampt in aanmerking gekom het nie, en alhoewel hulle amptswerk meer bepaal die versorging van weduwees ingehou het, word 7 mans as diakens aangewys in Handelinge 6. Dit is belangrik hierdie konsekwentheid wat jy optel in Handelinge, in Jesus se bediening, wat nie verander nie. Nou natuurlik is daar groot debat altyd oor Romeine 16 gewees, waar daar 'n klomp vroue se name ook genoem word. Hier sê hulle, daar is geen afdoende bewys dat vroue soos Priscilla, Tryphona, Tryphosa, Persis, Euodia en Syntyche in die besondere ampt was nie. Die teendeel is veel eerder waar. En dan word hier oor Phoebe gepraat en was sy 'n diaken en ons weet die woord kan verskillend vertaal word. Maar laat ek net gou hier iets byvoeg. Priscilla en Aquila, wat pragtig vir my is man en vrou wat in hulle huis mense gedisipel het. In 'n klein groep, nie in 'n erediens nie. En daar is 'n rol vir vrouens wat die evangelie kan deel en selfs mans tot bekering lei. Ons het 'n voorbeeld daarvan in die skrif. So daar's ruimte vir vroue om hierdie rol te vervul in 'n klein groep waar die Here dit gebruik, maar nie in die erediens nie. Nou wil ek oorgaan na die gedeelte wat eintlik dan nou die belangrikste opsomming is, waar daar nou gepraat word oor 1 Timoteus 2 en 1 Korintiërs 14, wat praat van die vrou mag nie in die eredienste praat nie, hulle moet stil wees. Hierdie is nou waar dit gaan oor die normatiewe gesag van die skrif wat in gedrang kom. Kom ek lees vir jou hier op bladsy 167. Voorstanders van die toelating van die vrou tot die besondere ampte beroep hulle ook op die tydgebondenheid van die vermelde 2 teksgedeeltes. Nou sê hulle die uitsprake van Paulus, so word geredeneer, moet gesien word teen die algemene ondergeskikte sosiale posisie van die vrou aan die begin van die Christelike jaartelling. Nou wat ek hier gou wil doen, ek wil vir julle 'n voorbeeld daarvan lees, sommer hier uit die Bybel in praktyk. Daar's nog 2 ander voorbeelde. Hier is nou professore soos professor Fika van Rensburg van Potchefstroom, Jan van der Walt en ander wat deel was van hierdie kommentare. Hier byvoorbeeld word daar gesê, Paulus sou waarskynlik nie hierdie beperkings op vroue gelê het as die samelewingsposisie van vroue nie destyds so van die van mans verskil het nie. So hier word net gesê, Paulus sou vir dit vandag anderster geskryf het. Bietjie laer af sê hulle hierso, ons moet dus vandag hierdie woorde van Paulus met groot omsigtigheid op ons eie gemeentes van toepassing maak en nie die gesag van die skrif aantas deur aan hierdie uitsprake van Paulus ewige en universele krag te gee nie. In spesifieke omstandighede mag die beperkings op vroue gelê word, maar nie oral nie. So hier word gesê dat ons eintlik die gesag van die woord van God ondermyn as ons 'n universele reël hiervan maak. Nog 'n sterker voorbeeld, ook in die Afrikaanse kommentare. Hier word byvoorbeeld gesê oor 1 Timoteus 2. Dit is glad nie Paulus se doel om hier wette neer te lê vir alle gelowige vroue in alle gemeentes deur alle eeue nie.
Paulus wil eenvoudig aantoon hoe die vroue van Efese 'n bydrae kan lewer tot die rustige en stil lewe in Efese. Nou hierdie stukkie kommentaar is baie populêr vandag. En baie Christene was oortuig dat hierdie maak vir hulle sin. Ons gaan nou daarby kom of hierdie 'n werklike verantwoordelike reformatoriese lees van die teks is. Nou kom ons lees wat hier staan in hierdie verslag van 1986 oor hierdie bewering dat dit eintlik maar 'n kulturele verskynsel was en dat ons dit vandag kan verander. Hoor wat staan hier. Hierdie argument moet juis op grond van wat pas uit die brief van Paulus en Timoteus aangehaal is, uit 1 Timoteus 2 en 1 Korintiërs 14, afgewys word. Soos vermeld, beroep die apostel hom op skriftuurlike gronde. Nou baie belangrik hier, die skepingsorde van God, wat man en vrou betref, die sondeval en die God gewilde onderskeiding tussen man en vrou, soos dit in hulle lewenstaak tot openbaring moet kom. Nou hierdie is nou die belangrike punt wat ek dink gemis word in meeste van die gesprekke vandag. Nie een van hierdie gronde is tydsgebonde nie. Dis inteendeel beginsels waarmee die ganse skrif rekening hou. Wie dit ontken of probeer relativeer, tas by implikasie die normatiewe gesag van die woord van God aan. Nou hoe weet ons dit? Dit gaan hier oor die skepingsorde reeds voor die sondeval, voordat sonde in die wêreld ingekom het. Vind ons dat daar 'n onderskeid is tussen man en vrou. Hier staan, nog voor die sondeval, voer hy aan, Paulus, was die man reeds die hoof van die vrou en God die hoof van die man. Kom ons lees dit net gou-gou saam. In Genesis, is baie belangrik hierdie. In Genesis 2, voor die sondeval, vind ons byvoorbeeld die volgende. Ook het die Here God gesê in Genesis 2 vers 18, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En dan 'n bietjie later vers 20, die mens Adam het dan nou name gegee aan al die diere. En dan bring die Here mos 'n diep slaap oor hom en dan haal die Here 'n ribbebeen uit hom uit. En dan vorm hy die vrou en dan bring die Here die vrou na Adam toe. En toe sê Adam, dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. So Adam benoem haar. Adam gee vir haar 'n naam. Sy is uit hom geneem en die Here sê hy bring 'n hulp vir Adam. En dan sê die Here vir hulle natuurlik, hulle moet vrugbaar wees vroeër en hulle moet vermeerder en die aarde vul. So hier is 'n harmonie. 'n liefdevolle harmonie tussen God en mens, man en vrou, wat heers oor die skepping, maar daar is ook rolle, alreeds rolle wat die Here ingebring het in die skepingsorde. Nou sê hierdie verslag verder, in 1 Timoteus 2, die woorde van Paulus gaan hierop terug, en is nie deur 'n bepaalde kultuursituasie ingegee nie. Dit is duidelik dat ons hier te maak het met 'n gebod wat in die skepping wortel en derhalwe vir alle tye geldig is. Dan hier by die samevatting word gesê, die skrif leer dat vrou nie in die ampt van lerende of regerende ouderling diens mag doen nie. Hierdie gebod is geldig vir alle tye. En dan heel laaste sê hulle, terwyl die skrif die vrou gelykwaardig aan die man stel, differentieer dit ook tussen die posisie, rol en funksie van die vrou en die man in die huisgesin en die gemeente. Die vrou is ook getuie vir Christus, maar dan op 'n ander wyse as die man, getrou aan haar eie aard en persoonlikheid. God differentieer met betrekking tot die rol, plek, taak en gawes van die vrou. Daardie differentiasie maak haar nie minderwaardig nie. Dit was in 1986 hierdie verslag, toe vroue predikante nog nie aanvaar is nie. Nou goed, nou wil ek gaan na die 1990 Algemene Sinode, waar vroue toe uiteindelik toegelaat is tot die predikant en ouderling ampt, en waar daar natuurlik debat was. Daar was 'n verskil van opinie, daar was 'n paar van die sinodes wat eind uit
hulle gedistansieer het van hierdie besluit. Ons weet ook nou, soos ons al in die vorige reeks gesê het, dat daar vervolging van predikante was. Ek weet van ten minste 2 predikante waar daar vervolging was. Een is uiteindelik uit die bediening uit, vervolg deur die ring. 'n Ander predikant is ook in Stellenbosch, is hy aangevat deur 'n plaaslike gemeente. Maar die belangrike skuif, dink ek, wat ons hier gevind het is dat hulle gesê het, dat die gesag van die amp, ouderling, diaken en predikant, rus nie op natuurlike skepingsmatige of sosiale relasies nie, maar in Christus. So wat hulle hier eintlik kom doen het, hulle het gesê, die ampte berus in Christus, en nie op die skepingsorde nie. Nou wat's baie belangrik wat hier gebeur is, hier word Jesus van die kanoniese evangelies en die skrif gerelativeer. Want wat Jesus gedoen het, Jesus het 12 mansapostels aangestel. Jesus het gehou by die skepingsorde in Markus 10, in Matteus 19. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, hy en sy vrou sal een word. Jesus bevestig en hou die skepingsorde, maar hier word die skepingsorde uitgerangeer. So kan julle sien wat hier aan die gebeur was. Die normatiewe status van die Bybel as die woord van God, waarteen die 1986 verslag gewaarsku het wat in die gedrang gaan kom, is wat hier gebeur het. Want nou is hier 'n nuwe bril gebruik om wie Jesus is in die Nuwe Testament te verander, om die skepingsorde uit te rangeer en te sê al die ampte vestig hulle self in Jesus Christus. Maar in die proses het ons 'n gedeelte van Jesus uitgehaal om by hierdie nuwe beskouing van ampte te kom. So om dit te gedoen het, moes jy die normatiewe status en reformatoriese beginsels van skrif uitleg, moes jy verander, moes jy aanpas om by hierdie nuwe manier van eksegese uit te kom. Nou net om dit verder te belig, onthou julle verlede keer het ons so 'n prentjie gebruik om te illustreer wat is die verskil tussen hierdie 2 interpretasies van Jesus. Aan die een kant is daar gesê, die gesag van die amp rus nie op skepingsmatige relasies nie, maar in Christus, soos wat die 1990 besluit nou gegee het. Maar aan die ander kant, in 1986, en dis wat ek glo die Bybelse standpunt is, die ampte het hulle oorsprong in Jesus Christus as die groot amptdraer wat ook die skepingsorde behou het. En hierdie is 2 onversoenbare maniere van om die tekste te lees. En is baie belangrik om te onthou, soos wat die 1986 verslag gesê het, dat die skrif die vrou gelykwaardig aan die man stel. Hulle is in dieselfde beeld van God gemaak. Hulle word op presies dieselfde manier gered. Galasiërs 3. Maar daar is 'n diferensiasie ook in hulle posisie en hulle rol en hulle funksie vir die vrou en die man in die huisgesin en die gemeente. Die verslag het weer gesê, die vrou is ook getuie vir Christus, getuig oor die Here Jesus Christus, maar dan op 'n ander wyse as die man, getrou aan haar eie aard en persoonlikheid. Dit is God wat diferensieer met betrekking tot die rol, die plek, die taak en die gawes van die vrou, en daardie diferensiasie maak haar nie minderwaardig nie. Dis 'n ongelooflike belangrike onderskeid wat gemaak moet word. Ek wil dit net saamvat voordat ons nou weer gaan teruggaan na die minderheidsverslag van die 1990 synode. Die waardigheid van man en vrou in Christus is gelyk en hulle word presies dieselfde gered. Maar om dit te gebruik, om die skepingsorde en Godgegewe rolle wat in Genesis, in Christus en in Paulus geleef word te neutraliseer, is 'n onbybelse taktiek wat die normatiewe gesag van die Bybel as die woord van God ondermyn. Dis 'n belangrike opmerking om te maak. Die normatiewe gesag van die woord word geondermyn. Nog 2 gedagtes wat belangrik is wat hierby pas. Dit is gewoon ongeldig, vriende, om ons posisie in Christus te gebruik om die Godgegewe onderskeid in rolle weg te neem. Dit is om Christus teenoor sy eie woord
te stel. En vriende, dit bring 'n nuwe hermeneutiek wat die onderskeid tussen man en vrou uiteindelik totaal wegneem. En ons het die bewys daarvoor in die 2023 Algemene Sinode. Die waarskuwings wat ons nou by gaan kom, waarteen die minderheidsverslag gewaarsku het van die feminisme, sien ons in die 2023 Algemene Sinode, waar die aanbeveling deur die algemene sekretaris aan die staat oor die huwelikswet was, om die verwysing na man en vrou uit te haal. En dis aanbeveel deur die kerkleiers wat op die skouers gestaan het van hierdie 1990 verslag, wat die rolle van man en vrou wou op sy skuif met die inbring van vroue as ouderlinge en diakens. Nog 'n laaste gedagte wat hierby inpas voordat ons by die minderheidsverslag waarskuwings kom, is Genesis 1-3 word die afgelope klomp jare by staatsuniversiteite deur gelegitimeerde teoloë ontken dat dit histories is. Genesis 1-3, die skepingsorde, die sondeval, word nie aanvaar dat dit histories gebeur het nie. En dit maak dit natuurlik dan ook basies irrelevant, die skepingsorde, waarvan Jesus en waarvan Paulus gepraat het. Nou wil ek vir jou net 'n stukkie weer lees uit die minderheidsverslag, wat toe gewaarsku het, oor waantoe gaan ons gaan, as ons hierdie besluit neem. En ek lees vir jou 'n stukkie hier uit bladsy 132, ek haal aan. Die feminisme, wat die belange van die vrou teen elke prys wil bevorder, het in die vrouevryheidsbeweging gekulmineer. Ons vind die opstand in sy ergste graad by die Amerikaanse Nasionale Raad vir Christelike Kerke, wat alle seksisme uit die Bybel wil weer. So voeg hulle oral waar daar na God as Vader verwys word, die woorde en moeder by. Die feminisme het ook sy eie teologie, die feministiese teologie. Bietjie laer, maar die meisieagtig geklede, bebaarde jongman met sy oorbelle en armbande en die homoseksuele mens, wat nie duidelik weet tot watter geslag hy behoort nie, is deel van die opstanding teen die minderwaardige rol van die vrou. En dan praat die verslag ook van die gelykwaardigheid van man en vrou, maar dat die rolle behou word, soos in Genesis 1 en 2, waarna ons nou verwys het. En hier haal hulle 'n Engelse aanhaling aan wat sê, equality of worth is not identity of role. Daar's 'n verskil, hoe God dit gemaak het. En nou haal 'n vroulike antropoloog aan, Margaret Mead, wat die volgende gesê het, aanhaling, indien enige samelewing wil oorleef, moet dit 'n patroon van sosiale lewe besit wat vrede maak met die verskille tussen die geslagte. Ons moet dit aanvaar, die skepingsorde. En dan 'n ander stukkie wat ek nie laas gedeel het nie, wat nogal baie interessant is. Hier's 'n vrou, ek dink sy's 'n sosioloog, wat toe nou gaan navorsing doen het oor kerke wat dan nou dit toegelaat het in die samelewing en hoe vroue anderster as mans besluite neem. So Gloria Duke het gaan navorsing doen oor leadership in religious organizations en sy wys op navorsing wat gevind het dat daar geslagsverskille in morele redenering is. Die vrou se siening van en oplossing vir morele probleme is meer gebaseer op die moraliteit van interpersoonlike verantwoordelikhede as op die moraliteit van reg en verkeerd. Die verklaring hiervoor is dat die vrou meer veldafhanklik is as die man, dit wil sê meer afhanklik van haar omgewing. Dit is 'n besondere interessante opmerking hierdie, wat hulle natuurlik na statistieke ook gaan kyk. Dat vroue in hierdie verslag gaan nie in die eerste plek kyk na wat is reg en verkeerd nie, hulle kyk na verhoudinge. En jy moet besluit of jy hier kan sien dat dit ook 'n impak gehad het op 'n teologiese skuif en ontwikkeling wat oor tyd plaasgevind het. Ek kan nie net 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. What I
hoped, and every year I hope that students understand that gender is constructed stereotypes that's sort of perpetuated in the media. Kom tot rus by God, jou Skepper, jou Vader, jou Moeder God. Vriende, dit bring ons by deel 2, waar ons gaan kyk na 'n paar besonder interessante doktorale proefskrifte deur vroue teoloë, waar ons wil gaan kyk, het hier 'n nuwe hermeneutiese skuif gekom. Het hier 'n nuwe manier van skrifinterpretasie ingekom, wat eintlik alles relativeer en die normatiewe gesag en interpretasie van die skrif gaan dekonstrueer het. En waarna ons nou gaan kyk is, ons gaan kyk na 2 doktorale verhandelinge. Die een was deur professor Mary Ann Plaatjes van Huffel. Sy was professor in Stellenbosch gewees. En dan gaan ek na dit ook kyk na 'n proefskrif van Dr. Elsje Buchner, wat daar by Pretoria haar doktersgraad gedoen het onder professor Julian Miller. Nou kom ons begin net met professor Mary Ann Plaatjes. Sy skrywe haar doktorale verhandeling in 2003. Professor Christina Landman was die promotor gewees. En sy verwys in hierdie navorsingsstuk oor die aanloop tot die 1990 algemene synode. En sy verwys na wat sy beskou as 'n besonder belangrike nuwe hermeneutiese skuif. En ek wil dit gou-gou vir jou lees. Net voor die NG Kerk Synode 1990 verskyn 'n artikel deur professor Bernard Combrink, die krisis van die skrifgesag in die gereformeerde eksegese as 'n geleentheid in die Nederduits gereformeerde teologiese tydskrif, wat uiteindelik, hier's nou belangrik, groot invloed op die verskuiwing in die hermeneutiek van die NG Kerk sou hê. Professor Combrink se standpunte sou in 'n groot mate gereflekteer word in die sogenaamde nuwe hermeneutiese sleutel, wat die Algemene Synodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake sou gebruik in hul verslag oor die oopstel van die ampte vir die Algemene Synode 1990. Professor Combrink verduidelik in hierdie artikel waarom die klemverskuiwing in die eksegese, wat onder andere beteken dat die Bybelse uitsprake nie meer as tydlose norme gesien word nie. En dan haal sy nou hier aan waar hy praat oor die historiese kritiek, die strukturalisme, die linguïstiek, en dan baie belangrik die opkoms van die dekonstruksie. Hier sê sy, Combrink maak in sy artikel gewag van die leser se rol in die vertolking van die teks en die invloed van Derrida se dekonstruksie benadering. Nou, ek kon daardie artikel intussen nou volledig gaan deurwerk het. Hier is die artikel van professor Combrink, wat ook met die 2020 Bybelvertaling 'n belangrike rolspeler was. Nou, dis besonder belangrik om net 'n paar stukkies gou-gou hiervan te behandel, omdat professor Plaatjes hier praat van hoe belangrik dit as 'n nuwe hermeneutiese skuif was. Nou, soos meeste teoloë van hierdie era, bring hulle gewoonlik, voordat hulle kom by die nuwe eksegese metode, sê hulle altyd eers byvoorbeeld die volgende. Ten diepste beleef sommige lidmate dit as 'n krisis dat die kerk so lank 'n bepaalde politieke stelsel op grond van die skrif gelegitimeer het, maar nou oor pertinente aangeleende 'n ander standpunt ook in die lig van die skrif huldig. Nou vriende, laat ek net kort iets daaroor sê. Professor B.B. Keet, ons boek wat ons geskryf het verlede jaar, weerspreek natuurlik hierdie ding, want hy het in die onfeilbaarheid van die skrif geglo, hy het by Herman Bavinck gepromoveer, hy het teruggekom, hy het opgestaan vanuit die gesag van die skrif, teen die Bybelse regverdiging van apartheid. Hy het ook die huwelik tussen man en vrou en die rolle in die kerk behou. So hy's nie aandadig aan hierdie persepsie wat daar is, wat baie populêr is, veral in van die hoofstroom gereformeerde kerke. En nou gaan hy dan verder, professor Combrink, om te praat van hierdie nuwe rolle van Bybelinterpretasie, die individu. 'n tipe van 'n subjektivisme wat die mens bring, word nou al hoe meer belangriker in skrifuitleg. Hy praat van pragmatisme wat in Amerika bekend was. Hy praat van 'n nuwe paradigma van skrifuitleg en interpretasie. En dan praat hy van die opkoms van die feministiese benadering. En dan sê hy hier oor Derrida, kom ek lees dan net vir jou hierdie langer stukkie. In hierdie verband moet ook rekening gehou word met die invloed van die dekonstruksie benadering van Derrida. Nou, hy gaan dit nou verduidelik. Nou, hoor nou baie mooi.
wat gebeur nou hier? Hierdie dekonstruksie word nou gegee as 'n rede waarom ons nou anderster die skrif nou moet interpreteer. Aanhaling. Hiervolgens kan daar nie eintlik sprake wees van betekenis in 'n teks nie. 'n Teks se betekenis word eintlik tot stand gebring op grond van 'n netwerk van relasies met ander tekste. Deur die lees van die teks word betekenis deur die leser aan die teks toegeken. Sien julle wat dit hier gebeur? Waarheid bestaan nie. Jy skep waarheid. Alles is relatief gedekonstrueer en jy bepaal wat is waarheid. Dit is wat die dekonstruksie ingebring het. Dan sê hy hier 'n bietjie laer af, gaandeweg is die oortuiging egter besig om veld te wen, dat met die oog op 'n, noem hy nou 'n verantwoordelike omgang met die teks van die Bybel, ons op 'n multidimensionele benadering sal moet volg, wat eintlik maar net sê, ons kan nie meer die reformatoriese beginsels van 'n B.B. Keet, van 'n Bavinck, van 'n Calvin volg nie. Ons moet nou verskillende leesstrategieë en moontlikhede moet ons nou insluit. En dan sluit hy af hier, die laaste paragraaf, wil ek vir jou 'n stukkie ook lees, wat hy dan nou saamvat, hierdie nuwe hermeneutiek, hierdie nuwe manier van om die skrif te lees. Die interessante vraag waarop elke leser van die teks nou sal moet antwoord, is op grond waarvan hy 'n bepaalde moontlike lesing wat deur die teks gebied word, verkies bo 'n ander geldige tekstuele moontlikheid. So nou moet jy maar net sê, hierdie is my bril waardeur ek dit lees. Jy jou bril waardeur jy dit lees, ek het my bril en elkeen is geldig op verskillende maniere. Jy moet maar net sê wat 'n bril sit jy op. Daar's nie meer 'n normatiewe interpretasie in konteks soos die skrif dit vir ons gee nie. Verskillende brille. En dan sê hy die laaste sin. Miskien word iets van die rykdom en diepte van die teks dan ook vir ons duideliker as tevore, terwyl ons begin begryp dat dit ten diepste nie die gesag van die skrif is wat bevraagteken word nie, maar ons eie omgang met die skrif. Kan julle sien wat hier gedoen word? Hulle draai die gesag van die skrif en die reformatoriese beginsels op sy kop en nou word moontlike verskillende interpretasies die norm. Geen meer objektiewe waarhede in die skrif nie. Nou is alles relasioneel, verskillende moontlikhede en dan word nie beweer dat dit nie die gesag van die skrif omkeer nie. Met respek, dis presies wat hier gebeur. Die gesag en normatiewe interpretasie van die skrif, wat teruggaan na die reformatie toe, word hier, glo ek, gerelativeer. Nou goed, kom ons gaan na die volgende stuk werk en dit is nou Dr. Elsje Buechner en sy is daar van Pretoria gewees en sy het by professor Julian Miller was haar studieleier gewees. Sy skrywe dan oor die rol van vroue in die kerk waar sy gevalle studies met vrouens gaan gesels het. Ek wil vir jou aanhaal uit die metodologie wat die gevolg is van haar benadering, hoe sy nou met die tekste omgaan. Ek lees eers vir jou op die eerste bladsy van haar proefskrif, 'n Engelse aanhaling wat sy hier plaas, wat natuurlik nou 'n tipe van 'n belangrike waarheid vir haar moet vasvat. History is no longer simply about finding facts and putting them together into a story. It is now also about studying the complexities of storytelling and the ways in which the past is referred to in order to make meanings in the present. Sy haal aan van jy right, so jy maak jou eie betekenis nou. Nou goed, by haar opsomming verwys sy dan na metodes wat inpas binne in haar navorsing. Sy sê hier byvoorbeeld dat sy praat van die praktiese teologiese metodologie wat inherent narratief is, verhale van mense, en dan praat sy van sosiaal konstruksionisme en dit beteken jy skep binne in sosiale verbande, skep jy jou eie waarhede en dan sê sy hier die metodologie pas ook binne 'n meer, baie belangrik nou, postmoderne benadering tot geskiedenis. En dan gee sy dan nou 'n beskrywing. En dis belangrik vir ons
Hoe lyk hierdie postmoderne manier van geskiedskrywing? Wat sy dan nou gebruik ook as 'n lens vir haar navorsing. Hier sê sy byvoorbeeld 'n paar kenmerke wat sy aanhaal van iemand anders. Sy sê, 'n studie van die verlede of gebeure is nie 'n studie van wat werklik gebeur het nie. Bietjie laer af, hierdie is nou van besondere belang ook. Geskiedenis word gemaak en nie ontdek nie. Vriende, dit is ongelooflik belangrik. Geskiedenis bestaan nie, jy skep dit. Jy kies wat jy feite wil maak en jy selekteer dan om jou eie feite te skep. Dit is die implikasie hiervan. Sy sê verder, verskillende mense vertel verskillende verhale oor die verlede, daarom sal 'n postmoderne geskiedsbeskouing eerder praat van meer as een verlede, wat ook daarop wys dat daar meer as een verlede bestaan. Bietjie later af, dit fokus meer op die prosesse wat deel is van die geskiedenis en waarin spesifieke weergawes van die verlede tot stand kom. Bietjie later af, dit gaan oor die kompleksiteit van verhale en die maniere waarop daar na die verlede verwys word om in die hede daaraan betekenis te gee. Weer die ding van jy skep, jy maak dit nou met jou subjektiewe lens, skep jy betekenis. En dan nog 'n voorbeeld, dit vra kritiese vrae na die sogenaamde waarheid van die verlede. Vriende, voordat ons by daai video's gaan kom, kan ek vir jou net gou-gou weer terugvat na 1986, waar daar gepraat was van wat is die implikasie as ons 'n nuwe bril gaan skep om die teks te lees wat nie meer die reformatoriese beginsels ernstig opneem en dit toepas nie. Waarby kom ons uit? Onthou julle daar, dit gegaan oor die skepingsorde, 1 Timoteus 2. Die skepingsorde wat reg deur die skrif geleer word. En hier word gesê, nie een van hierdie gronde is tydsgebonde nie. Dis inteendeel beginsels waarmee die ganse skrif rekeninge, ons kan sê van Genesis 1 en 2 reg deur die Nuwe Testament, Jesus, Paulus. En nou word hier gesê, wie dit ontken, of dit probeer relativeer, tas by implikasie die normatiewe gesag van die Bybel as die woord van God aan. We still know, all these years apartheid officially was abolished, that we still have forms of apartheid, of exclusion, of inequality. Here, wat ons moeder is en wat ons vader is. I actually don't think it comes down to one or two scriptures for me. I affirm everything that Paul teaches about women, and I affirm it, and I think it's good. Nou goed, nou is ons by deel 3, waar ons na 'n klompie videogrepe gaan kyk. En nou, ek gaan net 'n kort greepie van elkeen vir julle gee. Ons sal hieronder vir julle die skakels gee, dat julle die volledige konteks kan gaan kyk. En die bedoeling gaan net wees om 'n tipe van 'n informele stukkie kommentaar te gee, bietjie toeligting vir jou, wat 'n perspektief op die tafel sit, wat miskien nie dadelik daarin sigbaar is nie, maar julle gaan ook sien, dat ek gaan probeer aantoon, dat hier 'n tipe van 'n progressie was, 'n ontwikkeling was, en uiteindelik 'n radikale ontkenning van die hart van die evangelie, en dan gaan ek afsluit ook met positiewe, aangrypende verhale van vroue wat die Here as dit ware gaan uithaal het, uit hierdie beweging, wat staan by die gesag van die skrif, om jou ook te bemoedig en toe te rus. Nou kom ons begin eerste met professor Juliana Klasing. Sy is professor in Ou Testament hier by Stellenbosch Universiteit, en sy het 2 gedeeltes wat ek graag met jou wil deel. Die een is, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, vroue stemme, 'n program opgeneem, en sy praat daar ook van die rol van die vrou, konferensies wat hulle aanbied. Ek wil hê jy moet mooi gou hoor, eers waar dit gaan oor diskriminasie en apartheid waaroor sy praat. Kom ons luister. We still know, all these years apartheid officially was abolished, that we still have forms of apartheid, of exclusion, of inequality. I live in Stellenbosch, which has been documented to show as one of the most unequal towns in the country, in the world.
Nou goed, ek wil graag met respek 'n ander perspektief gou op die tafel sit. Julle weet die boek wat ons gedoen het oor Prof B.B. Keet. Hy was professor in Stellenbosch, daar waar Juliana nou is, van 1920 tot 1959. Hy het by Baving gepromoveer, hy het teruggekom, sy tweede vrou het in Idesvallei 'n skool begin na 1948 onder die kleerlinge, met liefde uitgereik, opvoeding gedoen. Daai skooltjie is vandag nog daar. En Prof B.B. Keet het by die onfeilbaarheid van die skrif gestaan, het opgestaan teen die Bybelse regverdiging van apartheid. En ek wil vir jou net 'n stukkie hier lees uit ons boek op bladsy 131, waar dit nou gaan oor Desmond Tutu en B.B. Keet. En Desmond Tutu gebruik ook, soos Juliana hier, apartheid, die Bybelse regverdiging daarvan, om nou die genderrolle te verander, man en vrou, homoseksuele verhoudinge in die kerk in te bring. Hy sê byvoorbeeld hier, Desmond Tutu sê, apartheid is ondersteun deur die wit NG Kerk in Suid-Afrika wat beweer het dat daar Bybelse sanksie vir daardie bose stelsel is, terwyl die grootste deel van die wêreld saamgestem het dat dit onaanvaarbaar was. En nou skryf ons hierso oor B.B. Keet. 'n Mens vind 'n soortgelyke stelling by professor B.B. Keet van Stellenbosch, gelewer toe Tutu nog 'n onderwyser was en nog nie sy teologiese opleiding in Engeland ondergaan het by onder andere 'n liberale professor soos professor Dennis Nainum wat die liggaamlike opstanding van Jesus ontken het nie. Keet het in 1955 gesê dat die NG Kerk letterlik die enigste Christelike kerk is wat tot sulke vreemde resultate kom in hulle skriftuurlike studie oor rasse kwessies. En nou baie belangrik, in plaas daarvan om sosiale of politieke agendas op die Bybel af te dwing, het Keet in 1955 gesê, ons probleem is beslis nie hoe ons die skrif kan gebruik om ons gesindhede te regverdig nie, maar watter gesindheid ons moet aanneem wat die deurtassende toets van die skrif sal deurstaan. En toe het hy die Bybelse regverdiging van apartheid verwerp. En hy het met dieselfde lens die huwelik tussen man en vrou en die rolle vir man en vrou het hy behou op grond van die skrifgesag. Nou kom ons luister na nog 'n greep van professor Juliana waar sy nou gaan praat oor gender wat sy beweer wat gekonstrueer is. Kom ons luister. What I hoped, and every year I hope that students understand that gender is constructed, stereotypes that's sort of perpetuated in the media. So sy beweer dat gender is sosiaal gekonstrueer. En ek wil vir jou met respek 'n ander perspektief gee. As jy gaan lees in ons boek van B.B. Keet, hier op bladsy 192, praat ons van 'n biologiese toetsgeval oor gender. Is gender neutraal? Is dit net aangeleer? Of is biologie bepalend vir of jy man of vrou is? En hier was 'n beroemde, berigte professor, psigiater van John Hopkins Universiteit. En dit was Dr. John Mowney. En hy het in die 1960s en 70s eksperimente en navorsing gedoen oor gender. En toe kry jy 'n tweelingseentjies wat identies was. En wat gebeur het is, ons vertel daai hele verhaal in hierdie stuk, waar hy het 'n teorie gehad van gender is neutraal, dis net aangeleer. En wat uiteindelik gebeur is, hy publiseer sy navorsing oor hierdie tweelingseentjies. Die een seentjie is 'n meisie gemaak. Hulle moes vir hom meisies klere aantrek en poppe gee om mee te speel. En wat uiteindelik gebeur is, hierdie twee seentjies is getraumatiseer deur hierdie psigiater. En uiteindelik, in 2002 en 2004, het hierdie twee seuns selfmoord gepleeg. En die hele teorie van Dr. Mowney is weerspreek deur hierdie twee seuns, en een van hulle het uitgespreek teen hierdie navorsing. Toe hy besef dat hulle hom gebruik vir hierdie teorie, dat jy jou gender neutraal is. Maar hierdie navorsing, vriende, hoor jy nie, as dit gaan oor hierdie gesprekke by die universiteite nie. Nou vervolgens wil ek gou vir ons 'n paar grepe speel van vroue teoloë wat dit nou populariseer dat God 'n moeder of 'n vrou is. Kom ons luister gou na 'n paar. Ons luister na Dr. Noema Venter, en dan ook na Dominee Karleen Becker, en dan ook na Dominee Melanie Tirion. Kom ons luister gou. Language does create reality.
I think we need to realize, or we do experience, that people feel uncomfortable at first, but at the end, it opens up new ways of thinking about God, and it opens up wonderful conversation and discussions of her character. Kom tot rus by God, jou skepper, jou Vader, jou moeder God. Here, wat ons moeder is en wat ons Vader is. Ons buig laag voor U vanaand. Nou goed vriende, dit is populêr veral in die hoofstroom protestantse kerke in Suid-Afrika om God 'n vrou te wil maak, en ons het laas keer ook daarna verwys, en ek wil tog vir julle sê, hierdie is 'n goeie boek om te kry oor hierdie hele gesprek, waar al die titels van God en die metafore wat gebruik word in die hele skrif behandel word, maar ek dink dis 'n besondere belangrike ding wat begin gebeur het, wat jy nie in die skrif kry nie. Ek wil vir jou 'n stukkie lees uit hierdie boek op bladsy 89, wat belangrik is in hierdie hele, kom ons noem dit die feminisering van God, wat tans baie populêr is. Ek haal vir jou aan. Linguistically, all the clear and plausible instances of feminine reference to God are imagery or figures of speech, similes, analogies, metaphors, and personification. Nou baie belangrik, there are no cases in which feminine terms are used as names, titles, or invocations of God, and thus there are no feminine pronouns for God. There are no instances where God is directly identified by a feminine term, even a metaphorical predicate noun. In other words, God is never directly said to be a mother, a mistress, or female bird in the way He is said to be a father, a king, a judge, or a shepherd. Vriende, die feminisering van God wat ons vandag kry, is 'n nuwe ontwikkeling wat ons nie in die vroeë kerk, in die reformatie ken nie. Hier is 'n nuwe beweging. En ek gaan probeer argumenteer nou met die volgende greep wat ek vir ons gaan speel, dat ons praat eintlik van die ontwikkeling van 'n nuwe godsbeeld en 'n nuwe godsdienst. Ek speel vir ons 'n stukkie van die bekende professor Jolanda Dreyer, wat professor in praktiese teologie was. Sy was my professor daar, en ek wil hê jy moet baie mooi luister waar sy praat oor Christus, wat die oordeel van God namens ons gedra het aan die kruis. Hoor mooi wat hier gebeur. Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Vriende, vind ons nie hier 'n nuwe verstaan van God en die evangelie nie, waar Jesus nie meer die oordeel, die toorn van God oor die sonde dra nie, maar 'n ander verstaan van God wat hier ingebring word. Kan ek vir jou lees uit die skrif en dan ook uit die belydenis skrifte hieroor. Wat sê Paulus in Romeine 5? Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Onthou julle 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Vriende, die geregtigheid van God, die heilige almag van God, wat heilig en geregtig is, word dit nie nou gerangeer nie, word hier nie 'n ander godsbeeld nou geskep nie, daar Jesus hoef nie te betaal het vir ons sonde nie. Onthou julle wat die belydenis skrifte hieroor sê? NGB artikel 21, die versoening van Christus sê, ons glo dat Jesus Christus homself in ons naam voor sy Vader gestel het, om sy toorn met volledige betaling te stil, deur homself aan die kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort, soos die profete dit voorspel het. Onthou jy Jesaja 53, hy het die sondes op hom gedra, soos 'n lam is hy na die slagpale toe gelei, hy is deurboor vir ons oortredings. Is dit nie aangrypend nie? Vriende, praat ons nie van 'n nuwe godsdiens wat geskep is, wanneer dit
nie meer kan aanvaar word nie. I cannot be a true woman except in obedience to Christ. I actually don't think it comes down to one or two scriptures for me. I affirm everything that Paul teaches about women, and I affirm it, and I think it's good. But the first thing I had to really think about for me, this was just my journey, I had to think about whether submission is whether it creates an abuse culture. Because I came from a feminist tradition that said that. Vriende, nou wil ek afsluit deur 'n paar vroue wat die Here gebruik en wat jou kan bemoedig om getrou te wees aan die rolle wat die Here vir man en vrou gegee het. Ek wil eers 'n paar voorbeelde net vir julle wys en dan sal ons twee grepe vir julle ook daaruit wys. Hier is Jesus and the Feminists en dit is Margaret Elizabeth Korstenberger. Sy is getroud met 'n teoloog en interessant is, sy het haar doktorsgraad gedoen oor vroue by professor Adrio Koenig van Unisa en in hierdie boek skryf hy selfs 'n aanbeveling en sy het met hom verskil oor die rolle vir man en vrou. En aan die agterkant is hier eintlik 'n besondere interessante indeks waar sy 'n klomp feministe vat hoe hulle die Bybel anderster interpreteer. 'n hele reeks van hulle en hoe dat jy kan gaan sien hoe die Bybel geherinterpreteer word. Dis 'n baie goeie hulpbron om te hê. Dan wil ek vir jou 'n stukkie speel van Elizabeth Elliot. Kom ons luister net eers gou 'n kort greepie wat sy gegee het by Ligonier 'n klompie jare gelede. A real man is a true man. A real woman is a true woman. And I cannot be a true woman except in obedience to Christ. You can't be a real man except in obedience to Christ. Vriende, ek wil julle bekendstel aan Elizabeth Elliot. Sy is oorlede in 2015. Sy was getroud met Jim Elliot, wat in 1956 saam met 'n groep sendelinge Ecuador toe gegaan het en hulle het begin vriende maak met een van die stamme daar wat hulle toe uiteindelik vermoor het. En Elizabeth Elliot het saam met haar dogtertjie vir omtrent 2 jaar gaan intrek by hierdie stam wat haar man vermoor het. Die evangelie met hulle gedeel het. En toe sy terug Amerika toe, haar dogter het skool klaar gemaak, haar dogter het ook 'n sendeling geword, en sy het oor die 20 boeke geskrywe. En sy het haar hele lewe lang hierdie rolle vir man en vrou, het sy behou. Sy het boeke geskryf om vrouens toe te rus, te mobiliseer. En ek wil jou aanmoedig om Elizabeth Elliot se werk te gaan lees, as 'n formidabele vrou wat 'n reuse impak gemaak het vir die Here Jesus Christus. Dan wil ek nog 2 met jou deel. Die een is Alisa Childers. Sy was 'n gospel sangeres in Amerika. Sy kom uit 'n progressiewe kerk uit en toe het die Here haar uiteindelik verander. Die Here het 'n pad met haar geloop waar sy uit hierdie progressiewe kerk gekom het, deur 'n geloofskrisis gegaan het en sy's getroud vandag en het kinders en het geskuif na hierdie nuwe verstaan wat teruggaan na die vroeë kerk, waar die rolle vir man en vrou is soos die skrif dit vir ons gegee het. Sy praat ook pragtig mooi van genuanceerd hoe daar verskillende maniere is om hierna te kyk, maar uiteindelik kom sy by die punt om te sê dat sy het ontdek dat die Here hierdie rolle pragtig gemaak het en dat dit is hoe die skrif dit vir ons wil gee. Luister gou hierna 'n stukkie wat sy daaroor gesê het. So I want to acknowledge that there's a spectrum. And so this is a question that I've given quite a bit of thought to. I've talked with my husband about it, my pastor, the head of my seminary. And I am thinking through some of the passages of scripture about this. I actually don't think it comes down to one or two scriptures for me. I affirm everything that Paul teaches about women, and I affirm it, and I think it's good. And that's because I think that when you read the Bible from Genesis to Revelation, what you see is it is so important how the sexes interact with one another, because right in the beginning, you have God making men and women in his image. And I've said this before, but
if you think about even your body systems, you have a complete circulatory system, you have a complete nervous system, you have a complete cardiovascular system, but you only have one half of a reproductive system. So it takes a male and a female to make a complete reproductive system. And the purpose, of course, is to produce a child, right? This is where kids come from. Birds and the bees didn't think you were going to get that on today's podcast. But the point being that should tell us a lot. Just the way our bodies are, that should tell us a lot about God's intention for male and female. So women's bodies, now of course there are always exceptions. There are people who never get married. There are women who are barren, of course. But we're talking about the normative way that God created us, with the creation mandate to be fruitful and multiply. That is the mandate of creation. That is what we're supposed to be doing here, is be fruitful and multiply. And of course, as God set that up within the institution of marriage being between one man and one woman. And that is should be obvious from reading those scriptures, that's what's best for the child. Well, now if you think about the way our bodies are made, a woman can carry a baby, birth a baby, and feed a baby just with her body. So that would hint at the fact that it is probably God's design for the woman to be the primary nurturer of the child, especially when the children are younger and more dependent. And this is, in my view, a beautiful gift. I think that this is something that is not, I think modern feminism has poisoned our minds to kind of see that as an oppression or some sort of a drag or something we do after we do everything else in our lives. But actually, I think that is an honor that God bestowed upon women, and our bodies should tell us that. Our bodies, just the design of our bodies should tell us that it is very important to God that when men and women are not interchangeable, that children need a mother and they need a father. We know even scientifically that chemicals that are released in children's brains are released with the mother with cuddling. They're released with the father through playing. And this is what they call the bonding hormone. So that even like the chemicals in our body, the way God created us, lend itself to see the beauty of the differences of the sexes. Now, with those differences, there's going to be strengths and there's going to be weaknesses. And because of that is why I think that God instituted there to be differences in the way we interact with one another in the home and in the church and in society too. So I think that those differences are important. And so when Paul says, I do not permit a woman to speak or have authority over a man, there are other places in scripture where he does let women speak. He lets them prophesy with their heads covered. So it's clear to me that Paul isn't saying a woman can never talk in church, but the point for Paul was authority. So I don't think women should have spiritual authority over men, which means I hold to the complementarian view that women should not be pastors. So vir haar is dit baie belangrik om te sien hoe God ons biologies verskillend gemaak het. So vir haar is dit baie kosbaar en pragtig en mooi hoe die Here man en vrou verskillend gemaak het. Gelykwaardig verskillende rolle. Die man kan nie babietjies hê nie. Die Here het ons fisiologies anderster aan mekaar gesit. En die vrou het hierdie voorreg om die volgende generasie deur die vrou te laat gaan en daai kinders te skool en groot te maak. So die hele nuwe geslag van die wêreld word deur vrouens in hierdie wêreld ingebring en geskool en geleer om in hierdie wêreld in te gaan. Is dit nie 'n merkwaardige perspektief wat sy met dit hier op die tafel vir ons gesit het nie? Dan wil ek afsluit met Rosaria Butterfield weer vandag. Sy was 'n feminis, sy was 'n professor in New York, en sy het onlangs 'n boek geskrywe, en ek weet, hy is nou besig om vertaal te word ook in Afrikaans, hierdie boek, waar sy vertel haar hele verhaal van hoe die Here haar gered het, hoe daar Presbyteriaanse dominee uitgereik het met liefde. En sy het ook gaan worstel met hierdie hele ding. Sy het wou 'n professor word en sy so groot gemaak. En sy gaan praat uiteindelik oor Genesis. Hoe die Here dit gemaak het. Kom ons sluit af met Rosaria Butterfield vandag. This is such an important question. I mean, it is such a rich question, and it's really one I've struggled with. You know, I can't really talk about this question without, you could just sort of picture me just kicking against the wall of it, because it did not rest easily on me. I think like Jackie, I was raised to be a feminist. When people would say to my mom, oh, what a pretty little girl
Is she going to marry a doctor? My mother would get just outraged and say, she's going to be a doctor. She's not going to marry a doctor. So from my earliest beginnings, the idea that women were powerful and strong, and I didn't want to give that up. And then I realized that actually complementarity does not ask me to give that up. But the first thing I had to really think about for me, I mean, this was just my journey, I had to think about whether submission is whether it creates an abuse culture. Because I came from a feminist tradition that said that. And now as a Christian, I had to think about, well, is a wife's submission to her husband, is that a sin? You know, I mean, I really had to think about it. And one of the things that I did was I went back to Genesis. It's amazing how many things take us back to Genesis. And I thought, well, you know what? If Adam's headship came after the fall, then we've got a problem. And that I can continue on with my position that complementarity is dangerous. But if submission came before the fall, then it's a good thing. God said everything was good. And so there it is. Eve's submission to Adam evidently is before the fall, in part because his sin was a sin, his federal headship covered not just Eve, but all of us. Yeah. And so I really had to stop and think about something. And one of the things I thought about is the theory of aesthetics. That's been very important to me, important in my work as a professor, just in my work as a person. And this is the theory that what is true determines what is beautiful and ethical. And that stopped me in my tracks, because if what is true is that a wife's submission to her husband is God's good gift, then I needed to see beauty, and I needed to see an aesthetic wisdom that came from that. And that's, for me, the way this conversation rolled. Now, you know, praise God, as you said before, that everything that God does is right, but it's also providentially right. It is not arbitrary. And so I'm grateful that my life experience could bear out that I am more effective, I am more strong in my submission to my husband than I ever could have been kicking against the law of God. Although kick I did, and hard it was. Vriende, nou dit is die einde van deel 3 en ek wil net afsluit deur vir jou te sê dat dit belangrik is om al 3 hierdie video's saam te kyk. Dis 'n klomp dinge wat gesê was en ter afsluiting vir hierdie reeks het ek gedink is dit goed om 'n paar opmerkings, so stellings, net vir jou te lees opsommenderwys van dinge wat ek glo wat van kardinale belang is in hierdie hele gesprek. Kom ek lees vir jou dan opsommenderwys 6 stellings wat ek glo, wat ek met integriteit na hierdie hele proses graag met jou wil deel. Nommer 1. Baie Christene dink die vraag oor vroue, ouderlinge en predikante is 'n randsaak waaroor ons maar mag verskil. Tweede, as mens die saak van naby bestudeer, besef mens dat dit egter inderdaad oor die normatiewe gesag en die reformatoriese interpretasie van die woord van God handel. Derde punt. Om vroue predikante en ouderlinge vanuit die skrif te regverdig, word 'n nuwe metode van skrifuitleg gebruik wat die deure oopmaak vir relativisme en 'n postmoderne metode. Nommer 4. Uiteindelik lei hierdie metodes tot radikale feministiese metodes wat 'n nuwe verstaan van God, van die huwelik en die versoening van Christus tot gevolg het. Nommer 5. Ons glo dat Christene wat hartgrondig soek na God se wil in hierdie saak, sal ontdek dat die Here man en vrou in sy beeld geskape het
dat hulle presies op dieselfde wyse deur Christus se plaasvervangende soendoodoffer van God se regverdige oordeel gered word, maar dat God alreeds in Genesis 1 en 2 verskillende rolle aan hulle gegee het, wat sal bly, totdat die Here Jesus terugkom. En dan nommer 6, wanneer man en vrou hierdie rolle aanneem en uitleef, soos God dit bepaal het in sy woord, word God daardeur verheerlik en word die kerk opgebou tot eer van God.